goed om weer vanaand terug te wees by julle. Ja, die tweede laaste aand, môre aand, maak ons klaar met ons reeks. En dit was tot dusver 'n groot seën vir my om saam met julle te wees en die onderwerpe te bespreek wat ons wel gedoen het in die laaste 2 weke. Is daar hoop in al die chaos? Ek dink ons het nou al gesien dat daar hoop is en dat hierdie hoop op verskillende maniere tevore kom uit die Bybel uit. En dat ons, wanneer ons God se woord bestudeer, daar die hoop kan raak sien. Ons het gesien dat daar hoop is in ons godsbeskouing. Wanneer ons God sien vir wie hy is, dat hy nie die bron is van boosheid en kwaad en lyding nie, dan put ons hoop daaruit. Dat as ons na God kyk en ons sien die verlosser in Jesus Christus, dan kry ons hoop daarin. As ons sien hoe God seker gemaak het dat mense van ouds af geweet het dat daar 'n verlosser kom en hoe hy tot die vervulling van al daai Ou Testamentiese profeseë is, dan kry ons hoop daaruit. As ons sien dat God met ons in verhouding wil tree en dat hy 'n besonderse dag gekies het om as 'n teken van daardie verhouding te staan, dan kry ons hoop daaruit. Gisteraan het ons gesien dat ten spyte van baie verdraaiings en valshede wat oor eeue in die kerk ingekom het, God nog steeds sy woord beskerm het, en dat ons nog steeds die Bybel het om te lees en die waarheid daaruit kan ontdek, en daarin kry ons ook hoop. Soos wat ons hierdie week, 2 weke, hierdie onderwerp van hoop bespreek het ons elke aand begin met die vraag, is daar hoop in al die chaos? Elke aand het ons hierdie lysie van dinge herhaal, van hoe sleg dit eintlik in die wêreld gaan. Al die uitdagings wat ons beleef, dinge wat ons sien om ons gebeur. Gisteraand toe ek huis toe ry, toe is daar 'n gewapende roof, net daar by Alberton, waar mense doodgeskiet is. En die polisie het die pad toegemaak, en ons moes al ompad ry. En hier is ek net besef, die wêreld is in chaos. Hoe maklik kon dit nie dalk ek gewees het, wat in daai situasie was. Hierdie wêreld is regtig in chaos gedompel. Mense word doodgemaak, daar's geweld, daar's siektes wat ons tuister. Almal van ons al was al siek gewees. En party van ons was al ernstig siek in ons lewe gewees. En ons weet dat dit nie God se plan is nie. Dis die chaos wat die duiwel bekendstel in hierdie wêreld. Daar's geestesgesondheid. Die siekte van ons tyd is depressie. Mense ly aan depressie, mense is depressief, mense is angstig, mense sien nie meer hoop in die lewe nie. En baie keer val jy en ek in daai gat van depressiewe gedagtes. En ons wonder self, is daar hoop? Baie keer is daar mense wat kwaadwillig optree, wat moedswillig ander seermaak. En dit veroorsaak chaos. Daar's korrupsie. Ek dink ons in Suid-Afrika is seker die mees bekendste met korrupsie van enige plek in die wêreld. Dis al so alledaags in ons samelewing, hoe korrupsie ons hele land, ons hele samelewing gekneelter het. Daar's trauma, mense kom in ongelukke, mense kry seer, mense verwerk allerhande moeilike dinge in hulle lewe, mense word mishandel, mense word misbruik van gemaak op verskillende maniere. En dit laat letsels, trauma-letsels in mense se lewens. Dis chaos. En dan, as ons al hierdie dinge saamvat, is daar een vyand van die mens, wat groter is as enigiets wat met jou op hierdie aarde kan gebeur. En dit is die dood. Jy sien, maak nie saak wat met jou gebeur nie. Maak nie saak hoe seer jy kry, hoe siek jy raak, wat iemand anders aan jou doen, wat so ongeluk jy inkom. Solank as wat jy lewe, is daar hoop vir jou. Daar's hoop dat dinge weer beter kan gaan. Daar's hoop dat die lewe weer sin kan maak. Maar die dag wanneer jy en ek sterf, doodgaan, is dit die einde van 'n verhaal. Of is dit? Vanaand gaan ons 'n bietjie kyk na die grootste vyand. En ons vra die vraag, wat gebeur
ander kant die dood? Wat gebeur aan die ander kant van die dood? Want of jy en ek nou daarvan hou of nie, dit is die een konstante waarheid vir elke liewe mens op hierdie aarde. Ons is sterflik. Jy en ek kan en gaan doodgaan. En dit is 'n onderwerp wat ons baie keer so bietjie somber laat. Die idee van die dood. Maar ek wil hê dat ons moet sien dat daar hoop is. Wanneer ons die dood reg verstaan. Wanneer ons die dood reg verstaan, gee dit vir ons 'n prentjie, 'n beeld van God wat so mooi en hoopvol is. Dat selfs die slegste ding wat Satan kom bekendstel het op hierdie aarde, die dood, God kan verheerlik. Nou wanneer ons oor hierdie gesprek praat, besef ek dat meeste van ons het dit wat ek vanaand gaan aanbied al baie goed gehoor. Maar daar mag dalk iemand vanaand hier sit wat hierdie vir die eerste keer hoor. En vir die eerste keer so hoor, soos ons dit verduidelik. En ek wil vir julle sê, ons gaan so sensitief as moontlik hieroor probeer praat. Wanneer ons Bybelonderwerpe studeer, spreek dit gewoonlik tot ons verstand. Die Bybel oortuig ons verstand. Maar hierdie onderwerp, die onderwerp van die dood, is iets wat ons harte raak. Want jy sien, meeste, indien nie almal van ons, is al seer gemaak deur hierdie vyand, die dood. En hierdie vyand kom maak ons, kom wond ons op 'n plek waar logiese oortuiging nie alleen daai wond kan gesond maak nie. So ek is baie bewus vanaand, want die onderwerp wat ons aanraak, iets is wat dalk 'n plek van seer kan tref in iemand se hart. Iets is wat 'n plek van seer in my eie hart tref. Want ek het mense wat ek aan die dood afgestaan het, vir wie ek baie lief nog steeds is, al is hulle nie meer daar nie. So, dit daar gesê, wees verseker, ek praat nie oor hierdie onderwerp, maar sommer net omdat dit nog 'n onderwerp is wat ons aanbied nie. Ek weet van die sensitiwiteit van die dood en hoe seer dit maak. In 1969 is daar 'n biskop met die naam van James Pike, 'n Amerikaanse biskop. En in 1969 pak hy en sy vrou Diana hulle laaste reis wat hulle sou neem saam aan. 2 dae later, nadat hulle hierdie reis begin aanpak het, was die godsdienstige wêreld, die godsdienstige nuusblaaie geskok deur die nuus wat deurgekom het, dat die biskop van Kalifornië, James Pike, vermis is in die Palestynse woestyn in Judea in Israel, waar hy en sy vrou 'n tipe pelgrimsreis geneem het. Die heilige lande besoek, Israel besoek. Hy het vermis geraak. Nou hierdie biskop Pike was nie 'n vreemdeling vir of met nuus hooftrekke nie. Hierdie biskop het vir sy kerk nogal groot vernedering en skaamte veroorsaak, toe hy 'n paar jaar tevore gesê het, dat hy glo nie meer wat die Bybel leer nie, as 'n geestelike leier. Hy het bedank uit sy kerk uit as 'n geestelike leier, hulle die bedanking verwelkom. En net nadat hy bedank het, het hy vorendag gekom en allerhande boeke begin skryf oor sy belange en entoesiasme in spiritisme. Die gesprekke met die dooies. En hoe hy
aangevoer het, dat dit baie moontlik is om met ons geliefdes wat gesterf het, nog steeds in gesprek te kan tree. Hy het verskeie dele van die Bybel verwerp en gesê dat daar's nie genoeg bewyse om Bybelse akkuraatheid te bevestig nie. Maar daar was 'n sneller wat hierdie oortuigings gesneller het. Dit het nie sommer eendag in sy gedagtes opgekom nie. Paar jaar voordat hy hierdie uitlatings gemaak het, is sy seun oorlede in 'n selfdoodgeval. Hy het sy eie lewe geneem. En net na hierdie tragedie met hom en sy familie gebeur, het Biskop Pike begin aanvoer dat hy het ontmoetings met hierdie seun van hom. Sy seun verskyn aan hom, klein goedjies. Die horlosie wat skuif in die vertrek sonder dat iemand aan hom vat, kasdeure wat oop en toe gaan, klein goedjies wat hy in sy boek oorskryf. En hy begin al hoe meer boeke lees oor spiritisme, oor die verskyning van dooies aan hulle geliefdes, en hy begin tot hierdie oortuiging kom dat sy seun kommunikeer met hom, sy oorlede seun kommunikeer nog steeds met hom. Hy het gesit en kyk hoe 'n spieël stadig van die muur af beweeg, sonder om te val en te breek, totdat dit by die grond te rus te kom. En hy was oortuig dat dit die hand van sy seun is wat met hom probeer interaksie hê. Hy het besluit dat die dood nie werklik sy seun geneem het nie, maar dat dit sy seun net in 'n ander fase van sy lewe ingeplaas het. En dis hoe hy begin speel het met hierdie spiritisme. Dit het sy hart stil gemaak. Dit het die trauma in sy hart kalmeer, want hy het gesê, my kind leef nog ergens anders, net nie meer soos ek gewoond was dat hy leef nie. Die Bybel verklaar tog dat 'n wolk verdwyn en hy gaan heen, en hy kom nie weer, en so kom hy nie weer op, wat na die doderyk neerdal nie. Hy sal nie weer teruggaan na sy huis toe nie. En dis wat hierdie Biskop Pike beleef, is teenstrydig met wat die Bybel leer. Want die Bybel leer dat dooies nie teruggaan na hulle huise toe nie. Nie weer daar 'n plek vind nie. So wat het al hierdie magte, wat se mag was agter al hierdie gebeure in hierdie biskop se huis? Wat was dit wat hierdie dinge laat gebeur het? Die Bybel leer ons dat nie elke bonatuurlike gebeurtenis kom van God af nie. Die Bybel leer ons dat die bose een ook mag het om allerhande bonatuurlike gebeurtenisse te laat plaasvind. Daar's nog 'n krag, nog 'n mag wat werk in die ongesiende wêreld. Johannes in Openbaring sê, dit is die geeste van duiwels wat tekens doen. En daarom moet ons baie versigtig wees, dat wanneer jy en ek te doen het met enige bonatuurlike gebeurtenis, enige teken, enige sogenaamde wonderwerk, moet ons nie die onmiddellike oortuiging hê dat dit is van God af nie. Want die geeste van duiwels, Satan, het ook die mag om bonatuurlike goed te laat gebeur. Dit is so belangrik dat ons nie net op ons sintuie staat maak nie. Nie net op dit wat oënskynlik is staat maak nie, maar dat ons moet besef ons enigste veiligheid is in Gods woord. Dat dit is hierin waar waarheid is, nie net wat ek beleef in my lewe nie. Want my belewenis van dinge kan vals wees. Baie mediums en hierdie mense wat met die dooies kontak maak, het met Biskop Pike kontak gemaak en gesê, hulle wil graag met hom gesprekke hê, hulle wil graag kyk of hulle hom met sy seun in verbintenis kan bring, nadat hy sy boeke geskryf het. En uiteindelik
was daar 'n medium met die naam Arthur Ford. Hy het 'n televisiereeks hier in die 60s, 70s gehad. Televisie het net begin en hy het hierdie reeks wat sê tipies hierdie aan die ander kant, julle al van dit gehoor wat ons hier in Suid-Afrika gehad het, tipies so tipe reeks. En op hierdie program waar die biskop Pike is, het Arthur Ford beweer dat sy seun Jim ook daar is. En hulle het 'n gesprek gehad op kamera. En Arthur Ford het dinge vir biskop Pike gesê wat hy later geskryf het, onmoontlik was vir hom om te weet. Dit was sy seun volgens hom wat dit vir hom vertel het. En hy was net dieper toegewyd aan spiritisme en hierdie psigiese ontmoetings met die dooies. Hoe hartseer is dit dat 'n geestelike leier die woorde van Jesaja geïgnoreer het. Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel nie. Moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie. Jesaja gaan aan, moet vir die lewendes, die dooies gevra word. Moet jy en ek ons raad, ons leiding vir hierdie lewe by die dooies kry? Of moet ons dit by 'n lewende God kry? God wil gehad het dat die mense in hom moet vertrou, in sy woord moet vertrou, oor wat nodig is om te weet. Hy sê tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. As dit nie is wat volgens God se woord is nie, is dit nie betroubaar nie. Wanneer dit nie in harmonie is met wat die Bybel leer nie, is die inligting vals. Biskop Pike en sy vrou Diana het Jerusalem verlaat in 'n voertuig en ergens in die woestyn het hierdie voertuig onklaar geraak. En dit was in die tyd voor selfone en voor Israel so ontwikkel was vir toerisme soos wat dit tans is. En hulle was daar in die woestyn vir ure lank en uiteindelik het biskop Pike van die hitte ineengesak en sy vrou het besluit dat sy gaan hulp soek. Die volgende dag eers is sy gekry deur verbygangers. En sy het hulle gevat na waar hulle kar onklaar geraak het en hulle het die biskop gekry waar hy gesterf het. Maar die interessante deel van die storie, hoekom ek hierdie storie vertel, is dat sy vrou Diana het toe met hierdie Arthur Ford medium kontak gemaak. En sy het 'n boek geskryf oor haar interaksies met hom en hoe hy op 'n gereelde basis haar weer aan haar man, hierdie biskop Pike, bekend gestel het. En dat hy lewendig en dit gaan goed met hom. En hoe hartseer is dit dat hy vir haar vertel het dat toe hierdie biskop Pike die hemelpoorte binne gestap het met sy afsterwe, het hy daar hulle seun ontmoet en 'n goeie vriend met die naam Paul Tillich. Paul Tillich is bekend in die teologiese wêreld as die vader van die dood van God. Teoloog wat beweer het dat God is 'n faal, is 'n storie. Al bestaan nie so iets nie. Hy was 'n ateïs gewees, ten spyte daarvan dat hy 'n teoloog was. En volgens hierdie medium sê hy, dit is die mense wat in die Bybel is. Dis jou man wat sy rug gedraai het op die groot dele van die Bybel. Dis jou seun wat niks met godsdienst te doen wou gehad het nie. En dit is Paul Tillich, die teoloog wat God verwerk het. Dit is wat hy vir haar vertel, haar man ontmoet. Die vraag is, het biskop Pike sy seun gesien? Het hy hemel toe gegaan? En waar het hierdie medium sy inligting vandaan gekry?
En ons kan eers hierdie vrae begin beantwoord, en dit is relevante vrae, want dit is nie net vrae wat van toepassing is op hierdie biskop wat 50 jaar gelede gesterf het nie. Dis relevante vrae, want dis vrae wat jy en ek mee gekonfronteer word steeds vandag. Want steeds vandag gaan mense dood. Glo dit of nie? En ons moet weet, wat gebeur wanneer jy sterf? Is daar hoop, en is die hoop soos dit vir biskop Pike gelyk het? Of is die hoop iets baie diepers en groters? Die dood soos die koue nag is iets wat 'n realiteit is vir elke een van ons. Nie een van ons kan dit vryspring nie. En ons kan probeer op watse maniere ook al, en ons kan allerhande pille drink, en ons kan vitamienaanvullings vat, en ons kan genoeg rus en water drink, en ons kan genoeg reg eet, en ons kan alles doen wat ons moet doen om 'n goeie, gesonde lewe te hê. Die dood gaan nog steeds kom. Vir jou en vir my. Niemand kan dit vryspring nie. Maar wat gebeur dan? Want die wêreld is bang vir doodgaan, en ek het by baie doodsbeddens al gestaan in my lewe. By baie. En ek het verskillende reaksies gesien by mense wat die dood in die gesig staar. Ek het mense gesien, opregte, getroue kinders van die Here, wat angstig is en bang is vir wat kom in die onbekende. Nie mense wat bang is om hel toe te gaan, of mense wat bang is omdat hulle nie verlos is, nie mense wat glo in die Here, wat lief is vir die Here, maar wat bang is, want hulle weet nie wat kom nou nie. En dan het ek aan die ander kant ook mense gesien, ook goeie getroue kinders van die Here, wat vrede in hulle hart het, en wat rustig is oor dit wat vir hulle voorlê. En vraag is, wat maak die verskil? Ek dink die verskil kom daarin, is hoeveel jy weet van wat God se woord sê oor wat kom. Henry Ward Beecher, bekende prediker in die 1800s, lê op sy sterfbed. Hierdie man het baie mense na Christus toe gelei. En sy laaste woorde, "Now comes the mystery." Ek weet nie wat kom nou nie, dis 'n misterie, ek weet nie wat om te verwag nie. Antieke Sokrates, die Griekse filosoof, terwyl hy besig is om sy selfdood gif te meng, en net voor hy dit drink, sê hy, "Farewell, I go the way of all flesh, but whether to live or oblivion, I know not." Ek weet ek gaan nou doodgaan, maar wat daarna gebeur, hierdie wyse Griekse filosoof, ek weet nie wat gebeur hierna nie. Wat 'n hartseer manier is dit, wanneer 'n mens se lewe tot 'n einde kom, en jy is onseker oor wat dit behels. 'n inskrywing op 'n grafsteen ergens in Amerika lees soos volg: "Stop, my friend, as you go by. As you are now, so once was I. As I am now, you soon will be. So prepare yourself to follow me." Iemand het daar verbygeloop en besluit hy hou nie van die woorde wat daarop staan nie, en hy het gaan skryf, "I'm not content to follow you until I know just where you went." En dis nogal 'n goeie manier om oor die dood te dink. As ons sê ons almal gaan hulle volg wat voor ons daarin gegaan het, moet ons onsself afvra, waarin volg ons hulle? Wanneer 'n mens sterf, wat gebeur? En in die godsdienstige wêreld is daar so baie antwoorde. Mense is reguit in die hemel. Onmiddellik is jy in die hemel. Iemand anders sê, nee. Party mense, almal gaan in die hemel toe, die party mense is sleg, hulle gaan reguit hel toe, hulle is onmiddellik in die hel.
Ander sê weer, nee, wag, daar's 'n plek van 'n vage vuur, waar jy eers vir 'n tyd brand om jouself te heilig, voordat jy die hemel kan ingaan. Ander sê, jy slaap, sonder om bewus te wees van enigiets. En almal het iets wat hulle sê oor wat gebeur met jou wanneer jy doodgaan, maar ons kan daardie vraag net in waarheid antwoord as die Bybel dit vir ons antwoord. Jy sien, ons kan al hierdie godsdienstige teorieë na luister, maar dit is die Bybel uiteindelik wat vir ons sê wat gebeur met 'n mens wanneer hy sterf. Is die dood 'n groot nuwe avontuur waar jy ergens gaan aanleef op 'n nuwe plek, of is dit net stilte en slaap? Is die totsiense wat ons hier op hierdie aarde sê vir altyd, om nooit weer mekaar te sien nie? Of is die totsiense net 'n pouse voordat daar 'n nuwe ewigheid begin? Waar is ons geliefdes wat dood is? Eeue gelede het Job die vraag gevra wat elke mens in sy lewe vra. As 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? En dis een van die mees kritiese vrae wat jy of ek kan vra. As 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? En daarom, om daardie vraag te antwoord, moet ons na die enigste betroubare bron van inligting vir ons as Christene gaan. En dis die Bybel. En die Bybelse lering oor die dood is konsekwent, regdeur. Nêrens is daar onsekerheid in die Bybel oor wat gebeur by die afsterwe van iemand nie. En hierdie lering van die dood is beide bemoedigend, dit troos ons, en ook gee dit ons hoop. Hoop in die dood. Jesaja 26 vers 9 begin. U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon. Want u dou is 'n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk. So volgens Jesaja is daar 'n opstanding uit die dood uit. Daar's 'n gebeurtenis wat uit die dood uit plaasvind, waar die wat gaan rus het, veral die wat sy dode genoem word, u dode, weer opstaan, weer herlewe. En dit is iets om te jubel oor, dis iets om oor bly te wees. Een van die mees aangehaalste dele in die Bybel, wanneer dit kom by die gesprek oor die dood, is Prediker hoofstuk 12. En die wyse Salomo beskryf die dood soos volg. Die stof sal na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Nou ek het daar in hakkies die Hebreëse woord vir gees gesit, want hierdie is baie belangrik om enige onsekerheid in die res van die Bybel uit te skakel. Hierdie Hebreëse woord. Want ons ontmoet dit nou weer. En daardie woord is ruach. Dis die Hebreëse woord wat daar gebruik word. Die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die ruach na God terugkeer wat dit gegee het. In ander woorde, 'n mens gaan dood, sy liggaam keer terug na hierdie aarde toe, op watse manier ook al, of dit nou is wanneer hulle jou brand en jou liggaam gaan binne 'n paar oomblikke terug na die stof van die aarde toe, en of hulle jou in 'n gat in die grond sit, en dit vat 'n paar maande vir jou liggaam om stof te raak, en of hulle jou in 'n grot bære, en daar gebeur dit nog vinniger, dat die elemente van die aarde jou afbreek, en jy tot stof terug gaan. Die feit van die saak is, hierdie liggaam word stof. Hy word weer wat hy veronderstel was om te wees, toe God geskaap het. En die gees
keer terug na God. Nou dis hier waar die onsekerheid inkom. Wat is hierdie gees? Wat is dit wat terugkeer na God toe? Die Bybel sê dis ruach. Die skrywer gebruik die Hebreëse woord ruach. So voordat ons kan verstaan wat gebeur met 'n mens, moet ons eers afvra, wat is ruach? En die eerste keer wanneer ons hierdie woord raakloop, is in die skepingsverhaal. En dit sê in die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas en so het die mens 'n lewende siel geword. So God vat 'n liggaam, is inderwaarheid 'n lijk. Hy het nie lewe in hom nie. Dis 'n dooie liggaam. En dan blaas God ruach in hierdie liggaam in. Weer word die Hebreëse woord ruach gebruik. Die Afrikaanse vertaling, en ek sê dit met baie respek en sensitiwiteit, maak eintlik 'n fout in Prediker wanneer dit vertaal as gees. Dit moet wees asem. Want dis wat ruach beteken. Is asem, is lewensasem, is die lewensgewende krag wat van God afkom. So, wat gebeur hierso? God vat hierdie liggaam en hy gee vir hom ruach, hy gee vir hom asem, hy gee vir hom die vermoë om te kan lewe. En hy word 'n siel. Wat staan daar? Hy het 'n siel gekry. Nee, die liggaam het nie 'n siel gekry nie, hy word 'n siel. Wanneer 'n liggaam en God se asem bymekaar geplaas word, dan het jy 'n lewende siel, dan is jy 'n siel. 'n Siel is nie iets waaroor jy beskik nie, dis iets wat jy is. As jy in 'n vertrek instap en daar's niemand en dan sê jy, hier's geen siel hierso nie. Dit beteken nie hier's niks dooies hier nie. Dit beteken hier's niks lewendes hier nie. Hier's niemand hier nie. Die mens is 'n siel. Job sê, my asem is nog in my. Ruach, my ruach is nog in my. Die ruach van God is in my neus. Dit wat God my gegee het om te kan lewe, dit het ek nog. En jy en ek, elkeen van ons vanaand hier, is nog geseën met die ruach, die lewensasem, die lewensgewende krag wat God ons gee. Ons lewe vanaand, ons is hier, ons weet nie wat vanaand gaan gebeur met ons nie, ons weet nie wat môre gaan gebeur met ons nie. Nie een van ons het soveel mag oor ons eie lewens, dat ons kan weet waar ons môre gaan wees nie, of ons môre nog steeds hierdie lewensasem gaan hê nie, maar vir nou, hier waar ons sit, is ons almal lewendig, hoop ek. Ons almal het die ruach in ons. Ons almal is lewende siele. So hoe gebeur hierdie skepingsdaad van God? Hy vat stof, hy gee dit sy gees, sy asem, sy ruach, en dit word 'n lewende siel. Hy vat die elemente van die aarde, en hy gee dit asem, dit word 'n lewende wese. Nou wat gebeur wanneer 'n mens sterf? Presies die teenoorgestelde. Die stof, minus die asem, minus die gees van God, minus die ruach van God, word 'n lijk. Die elemente van die aarde bly oor, die asem keer terug na God toe, daar is net 'n liggaam wat oorbly, 'n lijk, 'n dooie mens. Maar nêrens in hierdie verhaal kry ons die indruk of die idee dat hierdie ruach ergens 'n bewustheid het wat voortleef nie. Dis net God se krag wat mense laat lewe. Die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Ons moet weer klem lê op daardie laaste sin. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Jy is 'n siel, jy het nie een nie. Baie interessant. Ek weet nie, het enige van julle al ooit gehoor van 'n man met die naam Jan van der Walt? Enige iemand al van hom gehoor? As ek vir julle gaan sê wat sy boek hy geskryf het, gaan julle dadelik weet wie dit is. Die boodskap parafrase van die Afrikaanse Bybel. Het julle al die boodskap gesien? Die boodskap parafrase, Jan van der Walt.
Jan van der Walt en François Tolmie skryf 'n boek, Die Boodskap van die Nuwe Testament. Kragtige, goeie teologiese boek. Hierdie twee ouens is nie deel van die geloofsgemeenskap waarvan ek deel is nie. Een van hulle dink ek is NG en die ander een dink ek is Hervormd. Hulle skryf hierdie boek, Die Boodskap van die Nuwe Testament. En hierdie NG skrywer en Hervormde skrywer skryf die volgende in daardie boek. Hoor wat sê hulle? Skrywers van die Nuwe Testament is nie so sterk beïnvloed deur Griekse filosofie nie. Die Grieke sou sê die mens het 'n siel. Die Bybelskrywers het geglo die mens is 'n siel. Met siel bedoel die Bybelskrywers nie 'n wit wasempie wat binne ons liggame rondhang tot ons doodgaan en dan ergens anders gaan voortleef nie. Met siel bedoel hulle dat die mens 'n lewende wese is. Interessant dat skrywers van geloofsuitkykers soos die NG Kerk hierdie tipe uitlatings maak. Dit laat my dink aan 'n gloeilamp. Daai gloeilamp kan nie lig maak nie al wil hy, totdat die elektrisiteit aangeskakel word. Jy kan by daai gloeilamp aan hom karring en aan hom draai en aan hom maak wat jy wil, hy sal nie lig maak totdat daar 'n elektriese stroom deur hom gaan nie. Dan maak hy lig. En net soos die liggaam soos daai gloeilamp wat niks beteken nie, wat dood is totdat daar die asem van God in hom inkom, dan raak hy lewendig. So wanneer die mens sterf, gaan hierdie asem terug na God toe. Die lewensgewende krag gaan terug na God toe. Hoekom gaan dit terug na God toe? Want God kan dit weer gee. Môre aan se lesing. Môre aan se lesing is die groot een. Jy moet hom nie mis nie. God het die vermoë om lewe te kan gee. Niemand en niks anders het die vermoë om lewe te kan gee nie. Net God het. En die siel gaan, die siel sterf en die liggaam gaan terug na die stof van die aarde toe. Psalm 146 beskryf dit soos volg: Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Nou, moet nie op ander mense vertrou nie. Daar's nie by hulle verlossing nie. Want sy gees gaan uit, net soos joune, hy keer terug na die aarde toe, en op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Weet eens kry ons die woord ruach. Dat op die dag van jou sterfte, die dag wat jy doodgaan, is al die planne wat jy vir die toekoms gemaak het, klaar. Niks gebeur daarna met dit, tensy iemand anders besluit, hulle maak dit hulle planne. Niks gebeur met jou planne nie. So waar gaan jy, waar is jy? Waar is jy dan? Wel, Job sê, as ek hoop op die doderyk as my huis. Hy sê nie ek hoop op die hemel as my huis in die dood nie. Hy sê nie ek hoop op die hel as my huis in die dood nie. Hy sê ek hoop op die doderyk. Ek hoop op 'n plek waar ek dood is, wanneer ek doodgaan. Dis waartoe ek wil gaan. Dit klink amper half te ironies. Ek wil daar gaan waar dooie mense gaan, waar dit dood is, die doderyk. Volgens die Bybel gaan 'n mens nie hemel toe wanneer jy sterf. Volgens die Bybel gaan 'n mens nie hel toe wanneer jy sterf. Volgens die Bybel gaan 'n mens nie in een of ander vage vuur in wanneer jy sterf nie. Maar ek is ook dankbaar dat volgens die Bybel gaan 'n mens ook nie in 'n verlore niks in vir ewig wanneer jy sterf nie. Prediker 9 vers 5 sê, die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. Jy en ek, ons weet, die dood kom vir ons, en ons weet baie ander goed. Ons weet om ons werke te doen, party van ons het studeer, ons het goed daar geleer, ons weet dinge.
Maar die dooies weet niks. Glad niks nie. En al was dit vir hierdie biskop Pike 'n bemoedigende en 'n vertroostende idee, dat sy kind nog by hom kom kuier, en dat sy kind nog tyd met hom spandeer, en dat sy kind nog daar is, al was dit op 'n manier vertroostend, sê God nog steeds, die dooies weet niks. Die dooies weet absoluut niks. Job sê, wanneer 'n mens sterf, sy kinders kom in eer, maar hy word dit nie gewaar nie. Hulle word gering, maar hy let nie op hulle nie. Sy kinders bereik groot dinge in die wêreld, of hulle word dalk verneder, en hulle verloor alles in die lewe, maar 'n dooie mens weet dit nie. Hy weet nie wat gebeur met die mense op hierdie aarde na sy dood nie. En is dit nie die beste manier om daaraan te dink nie? Want jy weet, ek het 'n oumas en oupas en verskeie mense al aan die dood afgestaan, maar die grootste impak in my lewe met die dood was toe my klein boetiekie, wat eintlik my suster se kind was, maar wat groot geword het as my boetie, in 'n motorongeluk gesterf het. En dit was traumaties en moeilik en seer vir my. Maar as ek die idee moes hê dat hy eers in 'n hiernamaals vir my sit en kyk, en hy sien al die probleme wat ek deurgaan, en hy sien al die hartseer wat ek deurgaan, en hy is dalk in die hemel, en hy sien al die foute wat ek maak, en ek dink met myself, sal dit vir hom hemel wees, as hy so iets moet beleef? Ek vind vertroosting daarin, dat hy in sy graf rus. En dat hy in vrede rus, waar hy niks weet nie. Sy lewensasem is vir God teruggegee. Sy liggaam het na hierdie stof van hierdie aarde toe teruggekeer. En dit is vir my vertroostende waarhede in God se woord. Die waarheid dat wanneer 'n mens sterf, rus hy stil. Hy word nie gepla deur die probleme van hierdie lewe, die bekommernisse van sy geliefdes, enige hartseer wat op hierdie aarde aangaan nie. En eers word hy weer wakker, wanneer die lewegewer besluit dis tyd om die asem van die lewe terug te gee. Die profeet Nathan kom by Dawid. Nathan het 'n paar interessante gesprekke met Dawid gehad. En een van daardie gesprekke is dat Dawid, jy kan nie die tempel bou nie. Daar's een wat na jou kom, wat daardie werk sal doen. En hoor hoe beskryf hy dit vir hom. Hy sê, as jou dae vol is, en jy met jou vaders ontslaap het, wanneer jy slaap soos jou voorgeslagte, sal ek jou nakomeling, wat uit jou liggaam sal voorkom, laat optree en sy koningskap bevestig. In ander woorde, Dawid se dood word as 'n slaap beskryf. Nog voor hy doodgaan, is dit wat die profeet vir hom kom vertel. Jesus self beskryf die dood as 'n slaap. Op een geleentheid kom hy by die huis van 'n dogtertjie wat dood is. En die mense huil, en die mense is in hierdie weeklaag gemoedstoestand, en Jesus kom in en sê, nee, sy slaap net. En die mense lag hom uit, want hoe kan dit wees? Nog 'n gebeurtenis is die verhaal van Lazarus. Die nuus bereik vir Jesus dat Lazarus baie siek is. Maar Jesus gaan nie om hom gesond te maak. Uiteindelik sterf Lazarus, en dan sê Jesus vir sy disippels, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Dit is Jesus se perspektief op die dood. Vir jou en my is die dood 'n verskriklike finale gebeurtenis in ons lewe. Dis hoekom ons huil, dis hoekom ons hartseer is. Dis hoekom dit ons
Ons ruk wanneer iemand sterf, want dit is die finaliteit van daardie afskeid wat dit aan ons doen. Uit Jesus se perspektief uit is dit 'n slaap. En iemand wat slaap kan wakker gemaak word. Hy sê, ek gaan hom wakker te maak. En die disippels is die mekaar. En hulle sê vir hom, Here, as hy slaap sal hy mos gesond word. 'n Mens wat rus word gesond. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek, en toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Maar Jesus noem dit slaap. Iemand wat slaap word wakker gemaak. En Jesus en sy disippels begin Betanië toe gaan, daar waar Lazarus se huis is, en hulle gaan, en soos wat hulle op pad is na Betanië toe, kom die familie van Lazarus, veral sy 2 susters, aangehardloop na Jesus toe. En Martha sê vir hom, die een suster van Lazarus sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Here, u kon hom gesond gemaak het. En ek hoor 'n verwyt in daai woorde. En hoeveel keer het jy en ek nie al daai verwyt gevoel, wanneer ons met die dood gekonfronteer was? Here, hoekom my geliefde? Hoekom my ma? Hoekom my pa? Hoekom my broer of suster? Hoekom my kind? Hoekom het u nie gekeer nie? En ek is so dankbaar vir hierdie verhaal in die Bybel, waar ek kan sien dat Jesus nie bang is, wanneer jy en ek deur die emosies van die dood werk nie. Hy beklei nie met Martha en sê vir haar, man, hoekom gee jy my nou die skuld nie? Jesus reageer in liefde met haar. En hy sê vir haar, jou broer sal opstaan. Hier is nie die einde van die verhaal nie. Jou broer wat sterwe, dis nie die einde van die storie nie. En hoor wat sê sy vir hom, want in haar antwoord lê 'n baie belangrike sleutel van wat gebeur wanneer 'n mens sterf. Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Martha verstaan wat gebeur met 'n mens wanneer hy sterf. Hy gaan slaap, hy gaan in sy dood in, en ergens in die laaste dag sal daar 'n opstanding wees. En Here, ek weet hy sal dan opstaan. Maar ons weet dat Jesus op daai stadium gepraat het van 'n opstanding, 'n onmiddellike opstanding, waaruit hy Lazarus wil roep uit die graf uit. Sy het waarskynlik gehoor toe Jesus vertel het, moenie julle hieroor verwonder nie, daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Ons gaan môre aan dieper hierin gaan. En toe kom Jesus daar by die graf, en hy sê vir hulle, maak op die graf. En weer eens is dit Martha wat keer, en sy sê, Here, hy ruik al, hy's al 4 dae dood. Here, ons kan nie die graf oopmaak nie, weet jy hoe stink 'n lijk? Jy sien, jy en ek het eintlik die dood, ons het onsself in die moderne wêreld baie gedistansieer van die dood af. Ons hanteer nie meer die dood nie. Daar's professionele mense wat dit vir ons doen. Maar in Bybelse tye het die familie self die dood hanteer. Hulle het die persoon gevat, hulle het hom gewas, hulle het vir hom doodsklere aangetrek, hulle het hom gaan begrawe, en daar was niks wat die reuk gekeer het nie. En hier kom Jesus en hy sê, maak oop, en dink die skok en die trauma wat deur hulle gaan, en hy sê, Here, hy ruik al, maar hulle maak nog steeds die graf oop. En soos hulle daai graf oopmaak, roep Jesus Lazarus se naam uit. Lazarus, kom uit. En ons lees die verhaal dat 'n mens staan uit die dood uit op. Ons lees baie keer hierdie storie, ons dink, dis 'n mooi storie. Ek sal hardloop as 'n mens uit 'n graf uitgeloop kom. Ek sal skrik. Dit sal 'n groot skok vir my wees. Jesus roep Lazarus by die naam. Iemand sê eendag so 'n bietjie tong in die kies, Jesus het Lazarus se naam gebruik, want daar soveel lewe in sy stem, dat as hy net gesê het, kom uit, het almal uit die ander grafte dalk ook uitgekom. En Lazarus 4 dae dood, en nêrens in die kerkgeskiedenis of in die Bybel word daar enige melding gemaak daarvan dat Lazarus ooit vir enige iemand vertel het
dat hy iets in die hemel gesien het nie. Wanneer jy en ek in die dood ingaan, kan ons ook verseker weet, dat wanneer hy roep, ons hom sal kan antwoord. Selfs in die dood. Die groot hervormer, Martin Luther, die man wat die hervorming begin het, die man wat die hervorming spoed gegee het, petrol gegee het, die man wat opgestaan het vir die Bybel en die Bybel alleen, verlossing deur geloof in Christus alleen, hy skryf die volgende oor die dood. We shall sleep, we shall what? Sleep, until he comes and knocks on the little grave and says, Dr. Martin, get up, and then I shall rise in a moment and be happy with him forever. Die groot hervormer, Martin Luther, sê ek gaan slaap in my graf, en ek sal nie saam met hom gelukkig wees, totdat hy my uit die graf uitroep nie. Hy skryf verder in sy lectures on Ecclesiastes, Solomon judges that the dead are asleep and feel nothing at all. For the dead lie there counting neither days nor years, but when they are raised, it will seem to them that they have only slept a moment. En hierin lê die hoop vir jou en my. Dat die dood is maar 'n oomblik vir hom wat gesterf het. Ja, dis seer vir almal wat agterbly. En dis hartseer en ons gaan deur 'n proses van traumaverwerking en rouverwerking, maar vir hom of haar wat sterf, is dit 'n oomblik van oë toemaak en weer oopmaak. En ek beskryf dit gewoonlik soos, vir my die beste manier om dit te verstaan is narkose. Enigiemand hier al narkose gehad? Het jy enige idee hoe lank jy slaap as jy narkose het? Glad nie. As hulle jou daar wakker maak, jy weet nie of jy 5 minute geslaap het en of jy 4 ure of 10 ure of 3 dae, jy weet totdat iemand vir jou sê hoe lank jy geslaap het. Jy raak aan die slaap en die volgende bewustheid wat jy het is jy word wakker. En jy weet niks wat tussenin gebeur nie. Jy weet nie wat hulle met jou doen in daai teater nie. Jy weet nie hoe hulle jou rond skuif nie. Jy weet niks en dit is, ek het met 'n narkotiseer gepraat eendag en dit is sy beskrywing van narkose. Hy sê ons begin jou liggaam afskakel. Medies skakel ons jou liggaam stap vir stap af om aan jou te kan werk. En ons hou jou net genoeg aan die lewe dat ons jou weer kan wakker maak. Dit is 'n vreesaanjaende gedagte, maar op een of ander manier werk dit. Ek hoop nie is iemand wat môre of oormôre gaan vir 'n operasie. Maar dis hoe ek het beleef. Hoe ek dink oor die dood, is soos narkose. En 'n oomblik, wanneer ek aan die slaap geraak het, my volgende bewuste oomblik sal wees, wanneer ek die stem hoor wat sê, kom uit. Hoe wonderlik is die Christen hoop, dat daar 'n lewe na die graf is. In die antieke katakombes van Rome, is daar hierdie inskrywing op van die grafte gemaak. En is interessant hoe die Christene, wat baie van hierdie begrafnisse gedoen het, gegaan het en hierdie inskrywings gaan maak het. En wanneer hulle met heidene, of wanneer hulle heidense familielede begrawe het, dan het die Christene op die grafsteen gaan skryf, goodbye for all eternity, goodbye forever. Hulle het geglo, hulle geliefdes is vir altyd verlore. Maar wanneer 'n Christen familielid gesterf het hierdie antieke Christene gaan skryf op die graf, goodbye until we meet again, good night until the morning. Dit is nog steeds die hoop wat jy en ek het. Ek is dankbaar dat ek nie vandag soos die antieke Christene hoef te dink dat ek weet wat die oordeel inhou nie. Want ek doen nie. Want ek kan vir myself sê, ek het geliefdes wat gesterf het in oomblikke wat waarskynlik nie hulle trotste oomblikke was nie. En wanneer ek as 'n mens daarna kyk, is dit maklik om vir my te dink,
daai persoon kan ons nie gered wees nie. Ek is dankbaar dat ek 'n God aanbid wat liefdevol en regverdig sal oordeel. Ons so sê ding, wanneer ek eendag in die hemel kom, sal daar 3 verrassings wees. Die eerste verrassing is, daar gaan mense daar wees wat ek gedink het nie daar moet wees nie. En hulle gaan my verras dat hulle daar is. En die tweede verrassing gaan wees dat daar mense nie daar gaan wees nie, wat ek gedink het daar moet wees. Want hulle was ons goeie leraars, en hulle was goeie ouderlinge, en my pa en my ma en my man was sulke goeie Christene, en kom ons nie hier, en ek gaan verras wees omdat hulle nie daar is nie. En die derde verrassing is ek gaan daar wees. Dis die 3 verrassings. En ek is dankbaar dat ek nie as die regter van hierdie wêreld hoef te staan nie, want ek kan nie met perfekte liefde en perfekte regverdigheid oordeel nie, maar God kan. Ons het 'n hoop, Paulus skryf oor daardie hoop, broers, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Hy sê, ek wil hê julle moet weet wat gebeur met 'n mens as hy sterf. Ek wil nie hê julle moet onkundig wees nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Hy sê nie ons mag nie treur nie. Want ons doen, selfs ons wat gelowig is, wat die hoop het in die opstanding, selfs ons treur, selfs ons wat kundig is met betrekking tot die ontslapenis, maar ons treur soos hulle wat hoop het. Ons treur nie soos die hopeloses nie. En die werklike hoop, die werklike vertroosting vir die seer van rou harte, is nie daar waar die mediums die dooies oproep nie. Dis nie daar in die onduidelike boodskappe van die spiritistiese wêreld nie. Dis nie daar in die valse lering wat die kerk ingeslyp het, dat iemand is nou in die hemel en kyk vir ons nie. Die werklike hoop is daarin, dat selfs al slaap iemand, sal hy weer kan opstaan. Want daar is een wat die lewensgewende asem het, om dit vir dooies te kan gee. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. En wie in my glo sal lewe, al het hy gesterwe. Wat 'n kragtige belofte. Paulus beskryf dit soos volg: Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want soos hulle almal in Adam sterwe, elke liewe een van ons sal sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Jy en ek kan weer lewend gemaak word in Christus, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, en daarna die wat aan Christus behoort. Wanneer? By sy koms. En dit is hoekom die wederkomsverwagting waaroor ons môre aand gaan praat so groot is in ons harte wanneer die dood eers kom ruk het aan ons. Ons wil dit sien. Ons wil daar wees. Ek wil daar wees wanneer hulle vir wie ek lief is weer daar kan wees saam met my. Amen. Deel julle 'n verborgenheid mee, 'n geheim. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, want glo dit of nie, daar gaan mense wees wat lewe wanneer die Here kom. Maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklikheid moet met onverganklikheid bekleed word, hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word, en die belofte lê daarin, dat wanneer ek daardie oproep hoor, om uit die graf uit te kom eendag, hierdie liggaam wat ek gaan kry, anders gaan wees as die een wat ek het. En dat hy nie meer 'n kaalkop sal wees wat nie meer hare het nie. En dat hy nie meer oud sal word nie. En dat hy nie meer grys sal word nie. En die van julle wat my goed ken sal verstaan wanneer ek sê, wanneer daai liggaam 2 oë sal hê. En nie net 1 nie. Wat 'n belofte, 'n liggaam wat onsterflik, perfek, onverganklik is.
Dit is waarna ons kan uitsien. Ons burgerskap is van die hemele, van waar ons die verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam. Dawid sê, hy sal tevrede wees, om God te sien as hy wakker word. Ek sal versadig word met u beeld, as ek wakker word. Paulus sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, weer eens, daar gaan mense wees wat lewe die dag wanneer Jesus kom. Tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Niemand gaan enige iemand voorwees nie. Niemand gaan voor enige iemand daar wees nie. Die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so, op hierdie manier, sal ons altyd by die Here wees. Daar is geen ander manier wat die Bybel beskryf en verduidelik, hoe gelowiges vir altyd by die Here gaan wees, as hierdie manier nie. Die basuin wat weer klink, die ontslapenis wat uit die dood uit opstaan, ons almal wat gelyk saam weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en dit is die manier hoe ons by die Here sal wees, en bemoedig mekaar met hierdie woorde. Gee mekaar hoop, want hierdie wêreld, en wat hier gebeur, is nie die einde van die verhaal nie. Hierdie is nie die laaste nie. Die toekoms is moontlik gemaak deur die kruis en die opstanding van Jesus Christus. Hoe kan jy en ek vandag sekerheid in ons harte hê, dat die oorwinning oor die dood en die graf ook joune en myne is? Hoe kan ons weet? Want hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. As jy en ek vandag 'n besluit neem vir Jesus Christus, en om hom te volg, en om hom ons verlosser te maak, het ons die belofte van die ewige lewe. Die ewige lewe uit die graf uit. Ja, die dood is 'n verwoester en die grootste vyand. En ons almal is al seer gemaak deur dit wat hy kom doen het op hierdie aarde. Maar God sy dank wat ons oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daar's 'n oorwinnaar oor die dood. Jesus kom en hy kom met die geskenk van onsterflikheid. Want hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid, daar's 'n spelfout, jammer, dan sal vervul word wat die woord, nog 'n spelfout, wat geskrywe is, die dood is verslind in oorwinning. Die dood is verslind, hy bestaan nie meer nie, hy is opgeëet. Die oorwinning het hom kom oorheers. Wat 'n belofte. Daar is geen ander geskenk wat soveel betekenis het, soos die geskenk van die ewige lewe. Die onsterflike ewige lewe. En die besluit wat jy vandag neem, en elke dag van hier af neem, is die grootste besluit wat jy in jou lewe kan neem. En wat kos dit jou? Wat kos hierdie onsterflikheid, hierdie geleentheid om vir altyd te leef? Maar soos ek sê, gaan ons baie meer dieper daarna kyk. Wat kos dit jou? Kos dit jou 'n klomp geld? Kos dit jou huis en jou karre? Wat kos dit jou? Wat moet jy gee hiervoor? Net jouself. Net jou hart. Net sê, Here, hier is ek.
Die Engelse lied sê, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth the living, just because he lives. Jesus het die dood oorwin. Vir homself, maar eintlik vir jou en vir my. Môre aand gaan ons verder kyk na hierdie tema. Wat beteken dit? Hoe lyk dit? Wat gebeur hierna? Is daar hoop in al die chaos? Absoluut. Dis die grootste hoop wat daar is. Dat die grootste vyand wat hierdie wêreld kom tuister het, die dood, nie die finale sê sal hê nie. Daar's hoop, selfs te midde van die grootste seer, die dood. En daardie hoop is Jesus Christus. Ek nooi uit, kom môre aand terug. Ons laaste lesing môre aand. Ons kyk na die groot belofte, die grootste belofte. En hoe dit prakties vir jou en my lewe kan wees. Hier's 'n paar van hierdie boekies. Ek kon net 10 bring vanaand. Ek vra dat ons gaste of mense wat dalk werklik besig is om hierdie onderwerp te studeer, asseblief eers hierdie boekies vat. As jy nog wil hê, Werner, kan ek bring. Maar gedagtes oor die dood. As u soekend is na die waarhede van hierdie onderwerp, en hierdie boekie hanteer ook van die moeilike tekste, wat ons in die Bybel kry, die van die kruis, om uit die liggaam uit by die Here te gaan woon. Dit hanteer ook verduidelikings daarvan. So as u vra het oor hierdie onderwerp, vat asseblief hier een, hulle is hier op die tafel hier buite. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die hoop. Die hoop in die opstanding. Die hoop dat selfs al gaan slaap ek vanaand, om nie weer op hierdie aarde op te staan, soos ek elke dag gedoen het. Selfs al gaan slaap ek vanaand in 'n stil, diep, donker slaap waar ek niks weet nie, gaan ek nie daardie slaap in met hopeloosheid nie. Ek gaan dit in met die wete dat ek 'n God aanbid wat daardie dood oorwin het en wat my kan wakker maak. Geef vir ons daardie vertroue in U. Geef vir ons daardie hoop. En Here, as U vanaand iemand sit wat seer het oor wat die dood aan hulle kom doen het, vra ek dat U sal troos. Ek vra dat U sal aanraak. Ek vra dat U daardie hoop 'n lewende realiteit vir hulle sal maak. Dat alhoewel die dood finaal voel en selfs finaal is dit in die groter tema van die ewigheid eintlik maar net 'n pouse van lewe. En U gaan weer kom om U kinders wakker te maak. Here, hou ons oë gefestig op daardie dag, sodat ons ook gereed kan wees om U te ontmoet saam met ons geliefdes. Beskerm ons asseblief deur die res van hierdie aand. Bring ons môre aand weer hier by mekaar. In Jesus se naam. Amen.